Hier staan ons tans voor die God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen. So begin die aanhef van die gelofte van Bloedrivier. En in hierdie aanhef is daar 'n baie besondere betekenis van en vir die gelofte opgesluit. Dit gee ook uitdrukking aan daardie intiem en persoonlike verhouding tussen God en sy gelowiges. Van die gereformeerde vaders het die verbond beskryf as die sleutel om die verhouding tussen God en die gelowiges te verstaan. Dis die band tussen God en mens op grond waarvan sondaar mense deur Christus met God versoen word. God se wil in Christus aan die mens geopenbaar word en op grond waarvan gelowiges hulle vir hulle saligheid en hulle daaglikse stryd op aarde na God mag wend. En voorts is dit belangrik dat ons daarop let dat 'n gelofte nie net 'n eenmalige gebeurtenis is wat in isolasie gesien moet word nie, maar dat dit inderdaad 'n wesenlike deel van ons geloofslewe uitmaak. Hier in hierdie aanhef vind ons die eerste belangrike aspek van die gelofte. Die geskiedkundige agtergrond wat die voortrekkers op die walle van die Wasbankspruit en die walle van die Nkome, oftewel Bloedrivier, gebring het. Hier staan ons. Op 9 Desember 1838 word die gelofte die eerste keer afgelê by Wasbankspruit. En Sadel Silje lees uit die Bybel van 'n man wat bykans 2000 jaar tevore voor God gestaan het en 'n altaar vir God gebou het. En toe Gideon daar voor God staan, het Gideon onthou hoe die Midianiete en die Amalekiete, beide heidense volkere wat nie die Here aanbid het nie, Israel getuister het. Hy het ook onthou dat die Israeliete nie uit hulle eie krag kon optree nie, inteendeel, hulle was verslae en teneergedruk. Maar die Here stuur dan ook hierdie volkere om Israel te tugtig, te tuister en na hom terug te bring. En dan, wanneer die Here vir Gideon besoek, beskou Gideon homself as die swakste van sy geslag. En tog spreek die engel wat God stuur Gideon aan as 'n dapper held, omdat die Here Gideon die krag gee om al hierdie struikelblokke te oorkom. Die voortrekkers staan met Sadel Silje rondom die kanonwa, en op die 15de Desember 1838 op die wal van die Nkome word die gelofte vir die laaste keer bevestig. En daardie toneel was die resultaat van belangrike gebeurtenisse wat in die geheue van die voortrekkers gegryf was. Terwyl hulle daar staan, het hulle waarskynlik onthou die Britse besetting van die Kaap, die Swarte Ommegang in 1809, 'n soort van 'n waarheids- en versoeningskommissie wat die grensboere voor die howe gedaag het en op grond van eensydige getuienis aangekla het. Hulle sou ook onthou die arbeidsbeleid wat voorkeur gee aan die klagtes van die diensbodes teenoor die werkgewers. Hulle sou ook onthou hoe die moedertaal van die grensboere as minderwaardig voorgestel en Engels as die amptelike taal erken is. Grootte van boereplase is beperk. Politieke onrus was aan die orde van die dag. Plaasaanvalle het wyd voorgekom, brandstigting, veediefstal, aanvalle op niks verboende mense. En Ordonnansie 50 van 1828 veroorloof mense om rond te beweeg sonder enige vergunning. Dit sou hulle alles onthou het. Hulle sou ook onthou het die moord op Piet Retief en sy 70 man, die moorde langs Bloukrans en Moordspruit. Hulle sou onthou die dood van Piet Uys. Hulle sou onthou het die dood van die laaste voortrekkerleier Gert Marits in September 1838. Hier staan ons beteken om te onthou. Al die ellende, verdriet, geen menslike uitkoms, hulp of ondersteuning nie. Hier staan ons. Op 16 Desember 1880 staan die oorblywende voortrekkers en hulle nasate by Paardekraal weer voor God onder leiding van generaal Piet Joubert en hulle onthou die besetting van die Republiek Natalia deur Brittanje, die slag van Kongela, die slag van Boomplaas, die Sandrivier Konvensie, die Bloemfontein Konvensie, die bewapening van inheemse groepe deur Brittanje, die besetting van Transvaal deur Shepstone in 1877, en dan bevestig die teenwoordiges die Bloedrivier gelofte.
Hulle staan weer voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen. Wat beteken dit om voor God te staan en 'n gelofte te doen? Dit beteken om voor God te staan en die eise van God se woord te aanvaar en dit uit te voer. Dit beteken ook die aflê van ondernemings in die teenwoordigheid van God. En in die voortrekkergelofte val die klem op die gelowiges voor die aangesig van God. Die Parekraal gelofte van 1880 verwys na die teenwoordigheid van God. En waar die voortrekkers voor God staan en direk aan God 'n belofte maak, staan die burgers by Parekraal in die teenwoordigheid van die heilige God. Maar is ook 'n verbintenis aan God op grond van daardie intiem persoonlike verhouding bekend as die verbond. En uit sowel die voortrekkergelofte as die van Parekraal straal die erns en besef van die maak van 'n gelofte in God se teenwoordigheid. Dit beteken dat die heiligheid van God, sy almag, sy albestuur, onvoorwaardelik aanvaar word. Tydens die volksbyeenkoms te Parekraal het Piet Joubert die woordgevoerder gesê dat onder biddende opsien tot God 'n gelofte gemaak moet word en dat dit eenparig moes wees, wat ook so deur die teenwoordiges aanvaar is. Vir wie is die voortrekkergelofte en die Parekraal gelofte bindend? Dis bindend vir die kinders en die nageslagte. Reeds op 16 Desember 1838 is die oorwinning van daardie dag gesien as God se werk en is die oorwinning verklaar as antwoord van God op die geloftegebed wat voor die slag gemaak is. Die afloop van die geloftes van Bloedrivier en Parekraal. Die afloop van Gideon se gehoorsaamheid in Rigters 6 was dat slegs 300 man die vyand verjaag en oorwin. By Bloedrivier speel soortgelyke tonele hulle af op 16 Desember 1838. By Majuba word die Britse magte van generaal Sir Pomeroy Colley op 27 Februarie 1881 vernederend verslaan deur 'n handjievol boere. En hier staan ons vandag op 16 Desember 2024 en ons onthou die geskiedenis van die afgelope 30 jaar. Hoe die internasionale gemeenskap homself ook teenoor ons volk opgestel het. Ons onthou hoe ons taal al hoe meer deur Engels vervang is. Ons onthou hoe arbeidsmaatreëls van 1994 toegepas word sodat werkgewers al hoe meer in die beskuldigde bank geplaas word. Ons onthou hoe ons onder plaasaanvalle gelei het. Ons onthou die revolusie en die destabilisering van ons land. Maar hier op 16 Desember 2024 staan ons en ons hoor, soos Gideon, soos Silje en sy mense, soos generaal Piet Joubert en sy burgers. Ek is met jou dapper held. Gaan in hierdie krag van jou en verlos jou volk van die onderdrukking, verval en uitsigloosheid. Herwin jou vryheid. Herwin jou vryheid. Hier staan ons weer, steeds in die voortgang en die verlengstuk van die gelofte. Die Here vra, vertel dit aan jou kinders. En so staan ons vandag voor die heilige God van hemel en aarde, onder die geklank van daardie gelofte van 1838 en onder die geklank van daardie gelofte van 1880. Kom ons leef in die geloof daarvolgens en vertel dit aan ons kinders. En daardie kinders en nageslagte is boere en Afrikaners. Daar is nie hierdie faksie en daardie faksie in ons volkslewe nie. Die oproep kom tot almal wat deel van daardie gelofte volk is. En laat ons ook in daardie besef elke dag lewe.